Goeiedag luisteraars. Hartlik welkom by Fontein van Vrede op Radio Fynbos. Ek wil jou nooi om saam met my 'n prentjie in jou gedagtes te sien. 'n Glas wat oorloop. Jy skink en op 'n stadium dan kan daai glas dit nie meer hou nie en dit begin oor te vloei. Dit is die beeld van volheid. Dit is nie net genoeg om jou eie dors te les nie, maar ook genoeg om ander te kan verfris. Ek glo dat hierdie jaar 2026 is die jaar van volheid. En ek praat nie van materiële dinge nie, maar 'n oorvloed van God se teenwoordigheid, sy seën, sy vrede en sy krag. 'n Jaar waarin ons nie leeg leef nie, maar oorvol. Oorvol van Christus self. Vandag gaan ons saam 3 vrae beantwoord. Wat is volheid? Hoe definieer die Bybel dit en wat beteken dit vir ons in ons lewens? Hoe kry ons dit? Waar is die bron van volheid? En hoe vul God ons leegheid? Hoe leef ons daaruit? Hoe word volheid prakties sigbaar in ons lewenswandel? Bly ingeskakel want ons gaan ontdek hoe God ons roep om nie net te leef nie, maar om te leef uit oorvloed. 'n Glas wat oorloop, 'n lewe wat vloei uit Christus se volheid. So kom ons begin met die eerste vraag, wat is volheid? Volheid is in Christus. Johannes 10 vers 10 sê, Christus kom nie net om vir ons 'n lewe te gee nie, maar 'n lewe in oorvloed. Dit dui op kwaliteit van lewe wat verder strek as bloot te bestaan. 'n Lewe wat oorloop van betekenis, van vreugde en vrede. Kolossense 2 vers 9 tot 10 sê, die volheid van God woon liggaamlik in Christus, en omdat gelowiges in hom is, deel hulle in daardie volheid. Dit beteken dat niks ontbreek nie. Alles wat nodig is vir geestelike groei en oorwinning is reeds beskikbaar in hom. In Efesiërs 3 vers 19 bid Paulus dat gelowiges vervul sal word tot al die volheid van God. Dit is 'n progressiewe ervaring van diepte, van God se liefde en teenwoordigheid, wat elke aspek van die menslike bestaan deurdrink. Wat volheid beteken? Volheid is nie net 'n oorvloei van materiële dinge of emosionele hoogtepunte nie. Dit is volheid van Christus self, sy teenwoordigheid, sy karakter, sy krag wat deur ons werk. Ons skryf volheid van vrede. Filippense 4 vers 7 sê, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat harte en gedagtes bewaar. Ons skryf volheid van vreugde. Johannes 15 vers 11 sê, Christus se vreugde word in ons volmaak. 'n Vreugde wat nie afhanklik is van ons omstandighede nie. Ons skryf volheid van krag. Ons lees in Handelinge 1 vers 18, die Heilige Gees bemagtig gelowiges om getuies te wees, om met bonatuurlike krag en moed te kan oorleef. Dink vir 'n oomblik aan daai leeuhouer, daardie glas. Dit kan niks gee nie. Dit is leeg en dit kan nie jou of ander se dors les nie. Maar 'n oorvol glas kan uitdeel, sonder vrees dat dit sal leeg raak. Is 'n lewe gevul met Christus, en dan vloei dit oor na ander, en word 'n bron van seën. Volheid in Christus is 'n konkrete toestand van oorvloei. Dis nie sommer net 'n vaal abstrakte idee nie. 'n Lewe wat voortdurend put uit Christus se teenwoordigheid. 'n Lewe wat vrede, vreugde en krag uitstraal in elke situasie.
'n lewe wat nie net ontvang nie, maar ook kan uitdeel, omdat Christus se volheid nooit uitgeput raak nie. Volheid beteken dat Christus self die inhoud is van ons lewe. Hy vul ons tot oorvloei, sodat ons nie net kan leef nie, maar kan dien en kan seën met dit wat hy in ons gestort het. My tweede hoofpunt is, hoe kry ons volheid? En daar kan ons net begin by die bron. Johannes 1 vers 16 sê, uit sy volheid het ons almal ontvang, en wel genade op genade. Volheid begin dus nie by ons eie poging nie. Dit begin by Christus self. Hy is die fontein van lewe, en die een wat ons leegheid vul. Hoe kom ons dan by daardie volheid? Efesiërs 5 vers 18 herinner ons, word vervul met die Gees. Die Heilige Gees bring daardie oorvloed van God se teenwoordigheid in ons lewe. Hy is soos die asem wat ons long vul en die olie wat ons lamp laat brand. Dit vra geloof en intimiteit. Hebreërs 11 vers 16 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En Psalm 16 vers 11 voeg daarby en sê, in u teenwoordigheid is daar volheid van vreugde. Wanneer ons in geloof nader en tyd in sy teenwoordigheid spandeer, ontdek ons die vreugde wat nie afhanklik is van omstandighede nie. Nou vra jy dalk, waar is ek leeg? En waar wil God my vul? En ek dink die eerste punt wat vir my uitstaan, wat ek so sien in my gemeenskap en my samelewing is, leeg in identiteit. Ons voel dikwels minderwaardig of verwerp, omdat ons nie verstaan wie ons is in Christus nie. God vul ons met sy aanvaarding en ons identiteit as kind van God. Ons is soms leeg in vreugde, want ons harte voel swaar en vol bekommernisse. God vul ons met vreugde. Johannes 15 vers 11, my blydskap is in julle. Soms leeg in vrede, want ons leef in spanning en in angs. En God sê hy wil ons vul met vrede, want Filippense 4 vers 7 sê die vrede van God sal julle harte en julle gedagtes bewaar. Leeg in krag. Ons voel moeg en uitgeput. God vul ons met krag. Jesaja 40 vers 31 sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Leeg in liefde. Ons voel soms koud of afgesny van ander. God vul ons met liefde. Romeine 5 vers 5 sê, die liefde van God is uitgestort in ons harte. Dink vir 'n oomblik aan 'n motor wat brandstof nodig het om te kan ry. So het ons God nodig om volheid te verkry. Sonder hom staan ons stil. Saam met hom beweeg ons vorentoe, in krag en vreugde. Volheid kom nie deur selfverbetering of ons prestasies nie. Dit kom deur verbondenheid met Christus, deur sy Gees, geloof, deur intimiteit en deur genade wat ons ook vir onsself moet toelaat. Luisteraars, onthou vir 'n oomblik, waar jy leeg voel, daar wil God jou vul. Nie net met genoeg nie, maar tot oorvloed. 'n oorvloed van vrede, vreugde, krag en liefde wat oorloop. My derde punt waaroor ek wil praat is, hoe leef ons uit volheid? Eerstens, leef uit oorvloed en nie uit tekort nie. 2 Korintiërs 9 vers 8 sê,
God is by magte om elke genade oorvloedig oor julle te laat wees. Dit beteken dat ons hoef nie uit 'n plek van skaarsheid te leef nie. God se genade is genoeg, meer as genoeg. En hy gee dit ook vir ons oorvloedig. Tweedens moet ons leef uit liefde. Soos wat Romeine 5 vers 5 vir ons sê. Die liefde van God is uitgestort in ons harte deur die Heilige Gees. Wanneer jy leef uit liefde, word jou woorde en jou dade 'n weerspieëling van God se hart. Derdens moet ons lewe uit dankbaarheid. Kolossense 3 vers 15 sê, wees dankbaar. Dankbaarheid verander jou perspektief. Dit skuif net jou fokus van dit wat jy tekort het, na dit wat God reeds vir jou gedoen het. Vierdens en laastens, leef uit bediening. Johannes 7 vers 38 sê, uit sy binneste sal strome van lewende water vloei. Wanneer jy vol is van Christus, dan vloei dit natuurlik uit na ander. En jy word 'n bron van verfrissing en van hoop vir ander. Kom ons kyk bietjie na 'n paar praktiese wenke vir jou daaglikse lewe. Begin elke dag met 'n gebed van oorgawe. Begin op jou knieë waar jy net jouself in oorgawe vir die Here gee. Here, kom vul my vandag met wie U is. Hou 'n dankbaarheidsdagboek, sodat jy kan onthou wat God vir jou gedoen het. Skryf elke dag neer dit wat hy vir jou gedoen het, hoe hy sy volheid aan jou bewys het. Stel tyd op sy vir vas en gebed. Hierdie is vir my so belangrik, dit is oomblikke van stilte, waarin ons leegheid erken, en God opnuut kan nooi om ons te vul. Deel jou volheid met ander. Bemoedig en dien en gee. Kies om vreugde te leef. Selfs in daardie moeilike omstandighede. Luisteraars, die kern is hierin. Volheid is nie iets wat ons kan ontvang nie. Dit is iets waarin ons leef. Wanneer jy leef uit oorvloed en liefde, dankbaarheid en bediening, dan word jou lewe daardie getuienis van Christus se oorvloedige genade. Jy is geroep nie om leeg te leef nie, maar uit oorvloed. Laat jou lewe vandag 'n stroom van die lewende water wees, wat ander kan verfris. Ek wil met julle 'n getuienis van 'n vriendin deel. My vriendin, 'n jong ma met 2 kinders, het vir so lank gevoel, sy leef net leeg. Sy was moeg, bekommerd oor finansies. Dikwels het sy gedink, sy is nie genoeg nie. Elke dag het sy probeer om hierdie swaar las self te dra. Maar haar glas het leeg gebly. Tot sy die dag besluit het om te begin om af te sonder in vas en gebed. Want sien, wanneer 'n mens 'n besige ma is en die besige lewe gebeur om jou, dan wil ons onsself oortuig dat ons het nie tyd vir vas en gebed nie. Maar sy het haarself ingestel om daardie tyd te maak vir vas en gebed. En in daardie oomblik het sy gesê, Here, ek erken dat ek voel leeg. En Here, ek het nodig dat U my sal vul met U teenwoordigheid. En in daardie stilte het sy begin om God se diep vrede te ervaar. 'n Vrede wat sy nie kon verklaar nie. En daarby het sy begin om hierdie dankbaarheidsdagboek te hou en elke dag neer te skryf hoe oorvloedig God vir haar seën. Daardie glimlag van haar kind af. 'n Antwoord op 'n gebed. 'n Klein seën. Al daardie klein dingetjies wat God daagliks vir ons doen. Met tyd het sy ontdek dat haar vreugde net terugkom. En sy het begin om ander te kan bemoedig, selfs al was haar omstandighede nie perfek nie.
want sy het besef dat volheid is nie, dat alles reg is nie, maar dat Christus haar glas met volheid laat oorvloei. Hierdie getuienis herinner ons dat volheid is nie sommer net 'n gedagte nie. Dit is 'n ervaring van God se teenwoordigheid. En wanneer ons tyd maak vir vas en gebed en dankbaarheid en oorgawe, dan kom vul hy ons met sy oorvloed. Hierdie getuienis vra tog ook van ons, dat ons moet bereid wees om te verander. Wanneer ons in God se volheid wil leef, moet ons bereid wees om te verander. Volheid beteken dat ons kan nie bly vasstaan in ons eie patrone, in ons eie ou denkwyse van leegheid en selfveroordeling en vrees nie. Dit vra dat ons moet oopmaak. Dat ons moet bereid wees om ons denke en ons gewoontes en selfs ons verwagtinge te laat hervorm deur Christus. Wanneer ons tyd maak vir vas en gebed en dankbaarheid en oorgawe, dan gee ons ruimte vir God om daardie leegheid te kom vul. Leef elke dag net, nie leeg nie. Leef oorvol en wees bereid om te verander, sodat Christus se volheid in jou lewe kan vul. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, bron van ons volheid. Ons dankie dat U gekom het om vir ons lewe te gee en 'n lewe van oorvloed. Dankie Here dat U ons vul met vrede wat alle verstand te bowe gaan. Met vreugde wat ons harte lig maak, met krag wat ons dra in al ons swakhede. Heilige Gees, kom vul ons gedagtes. Laat strome van lewende water uit ons binneste vloei, sodat ons ook ander kan gaan verfris. Leer ons om uit liefde en uit dankbaarheid en bediening te leef en nie uit tekort nie, net uit U oorvloed uit. Papa, herinner ons dat daar geen veroordeling is vir die wat in Christus is nie. Help ons om onsself te sien soos wat U ons sien, geliefd, vergewe en aanvaar. Ons bid dat elke luisteraar vandag sal ervaar hoe U leegheid vul met identiteit, met vrede, met vreugde, krag, liefde. Laat ons lewens 'n getuienis wees van die oorvloedige genade. In die naam van Jesus Christus. Amen.